Ons vra gereeld Jesus om ons planne te seën, maar selde laat ons hom toe om ons planne te verander. Laat dit net vir 'n oomblik insink wat ek sopas gesê het. Kom ons wees eerlik, geliefdes, baie van ons bid nie, Here, wat is u wil nie? Nee, ons bid eerder, Here, hier is my wil, seën dit asseblief. Ons gebruik Jesus soms soos 'n geestelike tipe stempel, nee. Ek bring my plan en hy moet dit net rubber stamp, en dan voel ek geestelik, omdat ek hom sommer in die proses ingesluit het met 'n vinnige skietgebed. Maar geliefde, daai is nie oorgawe nie. Dit is nie wat disippelskap is nie. Dit is verseker ook nie hoe Jesus werk nie. Ek luister gou wat sê die Spreuke skrywer in Spreuke 19 vers 21. 'n Mens kan hoeveel planne maak, maar op die ou einde gebeur wat die Here besluit het. Geliefde, let op, die Bybel sê nie, ons moenie planne hê nie. Dit sê, ons het baie, maar net een daarvan dra eintlik ewige gewig. Die plan wat van God afkom. En dis eintlik waar die toets vir ons inkom. As jou Jesus jou nooit bevraagteken oor jou planne nie, volg jy eintlik maar net jou wil en nie syne nie. Dis daardie net genoeg Jesus mentaliteit wat sê, Here, wees asseblief in my plan, maar moenie my plan verander nie. Here, seën my drome, maar moenie my drome vervang met u drome nie. Nee, ons sê dinge soos, Here, help my om op my pad te loop, maar moet my net nie vra om 'n ander pad te kies nie. Geliefdes, ware geloof begin nie by Here, seën my nie. Nee, inteendeel, dit begin by Here, wys my. Want Jesus se seën rus nie op my wil nie, maar op sy wil. Dis waar ons werklik God se seën en genade beleef. Kyk 'n oomblik na jou eie lewe, né? Hoeveel frustrasie het jy al beleef omdat jou planne net eenvoudig nie uitwerk nie? Hoeveel teleurstelling, hoe baie rondhardloop, hoe baie moes jy al oorbegin het, né? En kyk nou terug, hoeveel keer het God eintlik iets beter in gedagte vir jou gehad, maar jy het dit eers baie later besef. Nou, ons almal was al daar, en van ons is nou daar, né? En miskien is dit vandag die area waar Jesus jou wil vorm. Nie net om jou om hom te leer vertrou met wat wil jy hê hy vir jou moet doen nie, maar om hom te vertrou met wat jy weet jy nodig het, of eintlik, hy weet wat jy nodig het. Verstaan, dit is wat ons moet leer om te doen. So, hier's my vraag vandag. Volg jy Jesus omdat jy wil hê hy moet jou planne verbeter, of volg jy hom omdat hy jou planne mag verander? Geliefde, onthou net hierdie waarheid. God se wil is altyd beter, selfs wanneer dit eers teen jou sin is. Sy planne is altyd beter. Net genoeg Jesus, ongelukkig, gee jou net genoeg vrede om aan te hou met jou eie planne. Maar die ware Jesus gee jou die moed, die durf, die ywer om jou planne heeltemal oor te gee aan Here, sodat hy jou kan lei op die pad wat regtig lewe gee. En geliefdes, dit is die Jesus wat jy wil volg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag wil ek my eie planne, en ons wil eintlik ons planne vir u bring, maar nie dat u dit moet stempel nie, dat ons moet sê, Here, as dit is wat u wil hê ek moet doen, dankie. Maar Here, as hierdie plan wat ek aanpak en wat ek doen nie in u wil is nie, asseblief kom verander dit, asseblief maak deure toe, maak vensters toe, maak die regte deure oop, maak die regte vensters op, Here, dat ons nie sal besig wees met net ons eie gedagtes en iewers sleep ons hier in hierdie gesprek in die nee, Here, mag ons werklik ons planne na u toe bring, dat u dit louter, dat wanneer ons Here laat u wil geskied, maar nie myne nie, dat ons dit werklik glo en toelaat dat dit so sal geskied in ons lewens. Vader, dit is die gebed wat ons vandag bid, is nie my eie plan nie, Here, dit is u plan wat ons soek, want u planne, u wil, u planne is wat werklik seën, guns en vrede dra, en dit is waar ons wil lewe, is in u perfekte wil van God. So Vader, dit is ons gebed vandag, in die naam van Jesus bid ons dit, kom wys ons waar ons dinge moet stop, en waar ons dinge moet begin wat in u wil is, maar nie ons eie wil nie, u wil. Dis wat ons bid in die mooie naam van Jesus, amen en amen. Geliefdes, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.